Goeienaand. Welkom by Laat Ont met Pastoor Brenda, 'n rustige plekkie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat sukkel om jouself te vergewe oor jou verlede. Daardie dinge wat jy gedoen het, daardie woorde wat jy gesê het, die besluite wat jy geneem het, die seisoene van jou lewe waarvoor jy vandag nog dink en wens jy kon dit net anders hanteer het. En weet jy, baie keer gaan die lewe aan, maar jou hart bly agter by 'n sekere plek. Jy doen jou werk, jy praat met mense, jy probeer aangaan, maar wanneer alles stil raak, kom daardie ou gedagtes weer terug. Ek moes beter geweet het. Ek moes anders gekies het. Ek wens ek kon daardie tyd terugkry. Ek wens ek kon dit verander. En dit raak swaar, want dit voel asof jy ander mense makliker kan vergewe as wat jy jouself kan vergewe. Jy kan glo God kan ander mense herstel. Jy kan glo God kan vir ander mense 'n nuwe begin gee, maar wanneer dit by jouself kom, voel dit soms asof jy nog moet betaal vir dit wat gebeur het. Maar vanaand wil ek jou herinner, God wil nie jy moet vir altyd vasbly en vaskyk in iets wat hy reeds vergewe het nie. En wat hy reeds wil genees nie. 1 Johannes 1:9 sê vir ons, as ons sonde bely, is God getrou en regverdig om ons te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. Dit beteken wanneer God vergewe, doen hy dit nie halfpad nie. Hy sê nie ek vergewe jou, maar jy moet jouself nog vir jare straf nie. Nee, God vergewe, hy reinig en hy begin weer met jou werk. Nou, dit beteken nie ons maak asof die verlede nie gebeur het nie. Dit beteken nie daar was nie gevolge nie. Dit beteken nie jy hoef nooit verantwoordelikheid te neem nie. As daar iets is wat reggemaak moet word, vra die Here vir wysheid. As daar iemand is vir wie jy jammer moet sê, vra hom vir moed. As daar iets is wat jy moes leer, vra vir die Here om vir jou te wys wat dit was. Maar nadat jy dit voor die Here gebring het, hoef jy nie aan te hou om jouself af te breek nie. Partykeer dink ons as ons lank genoeg geskuldig gevoel het, dan wys dit ons is regtig jammer, maar skuldgevoel alleen bring nie genesing nie. Dit hou jou net vas in dieselfde plek. En die Here roep jou vanaand om jou verlede te laat gaan. Hy wil nie hê jy moet jouself straf nie. Hy roep jou nader na hom toe. Jesaja 43:18-19 sê, moenie aan die vroeëre dinge dink nie. Moenie by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Die Here sê nie, jy moet ontken wat gebeur het nie. Hy sê net, moenie daar bly woon nie. Want jy kan nie ten volle ontvang wat God nou wil doen as jou hart nog heeltyd teruggaan na wat verby is nie. Jy kyk dalk nog na die groot fout. God gee die genade. Jy kyk dalk nog na wie jy was, maar God kyk na wie hy besig is om jou te maak. En vanaand moet jy die volgende hoor. Jy is nie jou slegte oomblik nie. Jy is nie daardie besluit nie. Jy is nie daardie fout nie. Jy is nie daardie seisoen nie. Jy is 'n mens wat God nog steeds liefhet, nog steeds roep en nog steeds herstel. Daar is 'n verskil tussen die Heilige Gees wat jou wys wat moet verander en veroordeling wat jou vasdruk in skaamte. Die Heilige Gees bring jou nader aan God. Hy wys jou die waarheid, maar hy los jou nie sonder hoop nie. Veroordeling sê, jy gaan altyd daardie mens bly. Jy sal nooit verander nie. En dit is nie God se stem nie. Romeine 8:1 sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Geen veroordeling nie. Nie net minder veroordeling nie, geen. So vanaand, as jou hart nog sukkel om los te kom van die verlede, bring dit net eerlik na die Here toe. Jy hoef nie mooi fancy woorde te hê nie. Jy kan net sê, Papa Vader, ek is moeg om teen my verlede te beklei.
help my om u genade ook vir myself te ontvang. En ek weet, dit gebeur nie altyd in een aand nie. Party dinge sit diep, party spyt kom terug wanneer jy moeg is, maar genesing begin wanneer jy ophou wegkruip van God af en wanneer jy ophou glo dat jy buite sy genade geval het. Jy het nie. Die kruis was ook vir jou. Die genade is ook vir jou. Die nuwe begin is vir jou. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wat sukkel om homself te vergewe oor hulle verlede. Here, u sien die skuld, die skaamte, die spyt en die gedagtes wat hulle nog so swaar laat voel. U weet presies wat gebeur het, maar u sien ook hulle hart vanaand. Papa Vader, kom raak daardie plekke sag aan, waar hulle self nog straf, bring vrede, waar hulle vasgevang voel in skaamte, bring genesing, waar hulle glo hulle verdien nie genade nie, herinner hulle dat Jesus ook vir hulle betaal het. Here Jesus, help hulle om verantwoordelikheid te neem waar dit nodig is, maar nie langer onder veroordeling te leef nie. Help hulle om te leer, reg te maak wat hulle moet en dan saam met u vorentoe te beweeg. Heilige Gees, maak hulle gedagtes rustig, wys hulle waar hulle nog aan die verlede vashou en help hulle om dit vanaand in u hande te plaas. Papa Vader, laat elke persoon vanaand weer weet, u genade is vir elkeen van ons. Ons is nie buite u liefde nie, ons is nie te ver nie, u is nog steeds besig om in elkeen van ons te werk. Ons bid dit alles in die groot en magtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here jou vanaand herinner dat sy genade bo alles vir jou is. Mag jy rus in die wete dat God jou nie in jou verlede gelos het nie. Geseënde nag. Shalom.